Goed, ons is besig met die Kanaaniete en dit is, soos jy agterkom, vat dit nogal 'n hele tyd om by hulle uit te kom. Want ons is op pad na die volke van Kanaan toe, soos wat ons gelees het in Deuteronomium 7. Behalwe dat ons nou al so bietjie na hulle gekyk het, is nog nie vreeslik in detail by hulle uitgekom nie. Want verlede keer het ons eers gekyk wat het in Egipte gebeur, en dit is belangrik dat ons verstaan wat het in Egipte gebeur, want daar was 'n groot konfrontasie vir die volk Israel gewees. En dit wat hulle in Egipte geleer het, wat hulle gesien het, beleef het, het natuurlik saam met hulle getrek die land Kanaan in, en hulle het nie regtig vir Egipte agtergelaat nie. So ons moes eers kyk wat het daar gebeur en wat het hulle alles saam met hulle gevat. Dan het ons ook gesien dat Farao het 'n sekere optrede gehad, en dit het hy in Egipte gehad, maar verlede keer het ons toe nie uitgewy oor Farao nie. So vanaand gaan ons dan nou voort, en dan kyk ons wat het Farao aangevang, en dan kyk ons wat se uitwerking het Egipte gehad. En dan moet ons kyk na maar wat het Farao gedoen. En hy het 'n paar dinge het hy baie pertinent gedoen, en soos ons daar deurgaan moet jy nou onthou dat die werking van die gees van Farao, van wat vandag nog werksaam is, daardie gees het nie daar gebly nie, soos wat ons al in ek dink die eerste lesing gesien het, is dat daardie gees wat dan opereer in daardie tydperk, sodra daardie persone sterf, is daardie gees dan weer vry om verder te trek, en dan trek hy net in die volgende een in. So daardie gees van Farao is natuurlik nou vandag nog net so werksaam soos wat hy was, en ook die gees van Egipte. So kom ons kyk wat het Farao nou gemaak. En ek gaan dit dan puntsgewys vat. Om mee te begin, hy het die Israeliete verhinder om te vermeerder. Nou, alhoewel Egipte aanvanklik 'n toevlugsoord was vir die Israeliete, omdat daar 'n groot droogte was, het dit later verander in 'n gevangenis van slawerny. Dieselfde plek wat die toevlugsoord was, het verander in 'n slawerny. En die Farao wat toe in die einde daar was, is nie die een waarmee Josef begin het. Onthou, hier is nou 430 jaar later, so die oorspronklike Farao het nou te sterwe gekom, en die een wat nou daar is, en dit is koning Ramses II, hy ken glad nie vir Josef nie, hy weet van hom niks nie, en ek dink hy stel ook nie belang nie, want Josef is 'n Hebreëse man, en nou het hy 'n ander Farao het nou opgestaan. Ons lees dit, Exodus 1 vers 8. Toe staan daar 'n nuwe koning oor Egipte op wat niks van Josef geweet het nie. Die het aan sy volk gesê, kyk, die volk van die kinders van Israel is meer en magtiger as ons. Kom, laat ons 'n slim plan teen hulle beraam, sodat hulle nie kan vermeerder nie. Hier is die eerste ding wat hy gedoen het, sodat hulle nie kan vermeerder nie, en as ons in oorlog geraak, hulle ook nie by ons vyande aansluit, en teen ons veg en uit ons land optrek nie. Nou vir hierdie nuwe Farao was die Israeliete 'n uitdaging gewees. Hulle was nie welkom in sy land nie, en hy wou hulle gebruik om vir hom diens te verrig, maar hy wou nie gehad het hulle moet vermeerder nie, want dan is hulle vir hom 'n bedreiging, en daarvoor het hy glad nie kans gesien nie. Dit was glad nie sy idee gewees vir hulle nie. En daarom het hy dan beraadslaag om 'n plan teen hulle te bedink om te keer dat hulle sou vermeerder. En wat doen hy? Die tweede ding, hy plaas hulle in slawerny en onderdrukking. En hy dink, as hy dit gaan doen, dan gaan hulle ophou om te vermeerder. Nou, in sy plan was om hulle in so 'n intense slawerny te dompel, dat hulle eintlik sou omkom, weens die slawerny daarvan. En Exodus 1 vers 11 lees ons, daar is toe opsigters van dwangarbeid oor hulle aangestel, om hulle met harde arbeid te verdruk. Dit was sy doel gewees, en hulle het vir Farao die voorraadstede Pithom en Ramses gebou. Maar hoe meer hulle verdruk is, hoe meer het hulle vermenigvuldig, en hulle uitgebrei, sodat hulle bang geword het vir die kinders van Israel. Hierdie plan van Farao het nie gewerk nie. En die Here se volk het 'n belofte gehad, en hulle is die Here se volk, en hulle het 'n belofte gehad van, hulle gaan vermeerder, hulle gaan word soos die sand van die see en die sterre van die hemel, en hulle het aanhou vermeerder ten spyte van hierdie slawerny. En toe kom Farao met die volgende plan. As hierdie een dan nie werk nie, dan gaan hy voort met die volgende plan, en hy begin met die moord op die kinders. En dit is toe hy sien dat hierdie plan nou glad nie vrugte afwerp nie. Toe kom hy by en hy sê, maar dan moet ons die kinders vermoor. Exodus 1 vers 15.
En die koning van Egipte het met die Hebreëse vroedvroue, die een se naam was Sifra en die ander se naam Pua gespreek, en gesê, as julle die Hebreëse vroue by 'n geboorte help, moet julle na die geboortestoel kyk. As dit 'n seun is, maak hom dood. Maar is dit 'n dogter, laat haar lewe. Maar hierdie vroue het God gevrees en dit nie gedoen nie. En toe dit nie werk nie, toe kom hy met die volgende plan. Toe sê hy, toe gee Farao aan sy hele volk bevel en sê, al die seuns wat gebore word, moet julle in die Nyl werp, maar al die dogters kan julle laat lewe. En toe kom hy by die 4de stap. En die 4de een is, hy neem Moses gevange. Nou, met hierdie bevel in plek, word Moses nou gebore. En Moses se moeder het hom probeer wegsteek vir 'n tyd, maar toe sy dit nie langer kon doen nie, het sy noodgedwonge toe maar 'n mandjie gevat van bissies gevleg, om daarin gesit en hom op die Nyl laat dryf. Nou die Nyl wat sy graf moes gewees het, dit het Moses se redding toe geword. Dit is amper soos Noag. Daardie vloed wat die uitdelging van mense gebring het, daardie selfde vloed was Noag se redding gewees. Dit is op dit wat hy gedryf het. So was dit met Moses gewees. Nou lees ons Eksodus 2 vers 5. En Farao se dogter het na die Nyl afgegaan om 'n bad te neem, terwyl haar diensmeisies aan die kant van die Nyl heen en weer geloop het. Toe sien sy die mandjie tussen die riete en stuur haar slavin en laat dit haal. Nadat sy het oopgemaak het, sien sy die kind en kyk, dit was 'n seentjie wat huil. Sy het hom jammer gekry en gesê, dit is een van die kinders van die Hebreërs. Nou, daar was 'n bevel gewees. Sy was veronderstel om daai mandjie net daar uit te dop, laat hy verdrink, want dit was die bevel, en tog het daar 'n jammerte in haar hart gekom vir hierdie klein seentjie wat daar lê. Nou, Moses se sussie het redelik wag gehou oor hom, en sy was daar naby gewees. Sy het maar tussen die riete geskuil om te kyk wat gebeur, en toe sy dit nou sien, toe kom sy, Eksodus 2 vers 7, toe sê sy suster aan die dogter van Farao, sal ek vir u 'n pleegmoeder uit die Hebreëse vroue gaan roep, dat sy vir u die seentjie kan soog? En Farao se dogter antwoord haar, ja, en die jong meisie het geloop en die seentjie se moeder gaan roep. Daarop sê Farao se dogter vir haar, neem hierdie seentjie en soog hom vir my, ek sal jou loon gee. En die vrou die seentjie geneem en hom gesoog. Nou dit is wonderlik, want Moses se moeder het haar eie seun versorg, en sy is deur Farao betaal om dit te doen. En toe die seentjie groot geword het, vers 10, bring sy hom na Farao se dogter, en hy het haar seun geword. Moses het Farao se dogter se seun geword. En sy het hom Moses genoem en gesê, ek het hom ons uit die water getrek. En sy het hom 'n naam gegee. Nou, Moses, wat 'n roeping op sy lewe gehad het, word deur Farao se dogter gevange geneem en in haar paleis grootgemaak, met haar taal, haar kultuur, haar gebruike, soos 'n Egiptenaar. Hy het Egiptenare se klere gedra, hy het hulle taal gepraat, hy het hulle kultuur geken, dit is waarin hy groot geword het, maar daar is 'n kort stukkie vormingsjare gewees in Moses se lewe, en ons moet eendag oor daardie vormingsjare met ons praat, en dis daai stukkie waar sy moeder hom groot gemaak het, en hy het weens daardie vormingsjare, daardie kort stukkie waar hy in 'n Hebreëse huis was, sy grondslag is gelê as 'n Hebreër, en hy het dit nooit verloor nie, alhoewel hy toe in die huis van Egipte, van Farao, wat hy groot geword het, in hulle kultuur, in hulle godsdienst, met alles wat hulle doen, hy het dit net so gedoen. En dan die 5de ding wat Farao gedoen het, is hy verset hom teen God. Hierdie gedeelte het ons in detail behandel in die vorige ene, Kanaaniete nommer 3, waar hy hom verset het teen God, en dit is die gees van Farao. Nou die naam van Farao beteken seun van die son, en die Egiptiese Farao was gereken as 'n god, en die gees van Farao het te doen met die vernietiging van iemand se roeping in hulle kinderskoene. As ons nou dink wat het met Moses gebeur, dit is die vernietiging van iemand se roeping reeds in sy kinderskoene. En hier is die 5 dinge van die gees van Farao wat hy aan ons doen, waar ons nou vandag staan. Nommer 1, hy lei ons weg van ons eintlike doel af. Daardie eintlike doel van die Israeliete was om die koninkryk van God te bou, om stede, koninkryke en nasies te bou volgens die belofte wat hy met Abraham gemaak het, soos wat dit aan hulle gegee is. En hulle moes dit gaan bou het in die land Kanaan wat die Here vir hulle gegee het. Maar in plaas daarvan gaan bou hulle Egiptiese stede Pithom en Ramses.
en hulle word gevange geneem uit hulle eintlike roeping uit en hulle word geplaas in iets anders wat hulle nie moes gedoen het nie. En aan daai stede het hulle 430 jaar gewerk. Dit is 'n lang tyd wat hulle in daardie huis van slawerny was, waar hulle uit hulle werklike roeping uit weggeneem was. Toe hulle uit Egipte uit is, toe Egipte hulle maar nog vasgehou en hulle het gedurig terugverlang na Egipte, na daardie roeping van hulle wat gevange geneem is in Egipte. Hulle het gereeld teruggekyk na Egipte, in plaas van om vorentoe te kyk na die belofte wat vir hulle voorlê. Nou, om die Here te dien, kom nie van self nie, want ons het 'n kultuur waar ons Sondag godsdiens beoefen en ons gaan kerk toe, en dan van Maandag tot Saterdag, dan is ons maar weer slawe van die wêreldse prestasie, ons is maar weer slawe van dit wat ons eintlik maar vashou. Nou, hoe meer en harder jy werk, hoe meer geld en status word verdien, en die werklike roeping op 'n mens se lewe begin vervlou as 'n mens heeltyd besig bly met die wêreldse dinge. Nou, wat is God se doel vir ons bestaan hier op aarde? En ons moet verstaan dat ons hier is as vreemdelinge, dat ons hierdie nie ons eie werklike tuiste is nie, hierdie is nie ons rusplek nie, dit is nie ons huis nie. Ons huis is in die hemel, in die ewigheid. Dit wat vir ons voorlê, daar waar die Here ons wil heenvat, en ons werk op aarde is om God se naam te verheerlik. En dit is ons roeping op hierdie aarde, is om hom te verheerlik en te streef na die uiteindelike roeping wat hy vir ons het. Maar die gees van Farao hou 'n mens gevange, en hy vang jou uit jou werklike roeping uit, en hy hou jou besig met die dinge wat Egipte bied. En dan die tweede ding wat die gees van Farao doen, is hy verwar ons identiteit. Nou, die gees van Farao was 'n meester om jou identiteit gevange te neem. As ons nou dink aan Moses, sy ware identiteit is Hebreër, en hy verwar sy identiteit, en hy sit hom in sy eie paleis, en hy maak van hom 'n Egiptenaar. Die werklike identiteit van Moses moes hy werklik aan vasklou om weer daarby uit te kom. Maar terwyl hy in die huis van Farao gevange geneem word, sit hy daar met 'n ander identiteit. As jy na hom kyk, hoor jy hy praat Egipties. Hy trek aan soos 'n Egiptenaar, hy maak soos hulle. Hy het hulle hele kultuur, maar eintlik is hy 'n Hebreër. En dan die volgende ding is, hy beveg die volgende generasie. Nou, Farao was nie daarin geïnteresseerd om die meisies dood te maak nie. Hulle kon bly lewe, maar hy die klein seentjies, die seentjies wat gebore word, het hy gepoog met alles wat hy het, om van hulle ontslae te raak, om hulle dood te maak. En wat was die gevolg daarvan? Dit is die volgende generasie. Die gees van Farao beveg die volgende generasie. En dit is waar die sterkman uit die gesin geneem word. Dit is waar die pa uit die gesin uit weggeneem word. En dit is die pa wat sy gesin moet beskerm, wat sy vrou en sy kinders moet beskerm in daardie verbond wat die Here gegee het vir die gesin. Maar wat maak die duiwel? Hy gaan haal die pa uit die gesin uit weg, en hy sorg dat daardie volgende generasie nie kan bestaan soos wat hy moet bestaan nie. Daar is 'n aanslag op die volgende generasie, en dan is daar ook 'n aanslag op die volgende generasie in die gees. So as iemand by die Here uitgekom het en hy's 'n baba in die gees, dan sal die gees van Farao sorg dat hy 'n baba in die gees bly, en hy keer dat hy groei in die gees, hy keer dat hy vorder in die gees. Hy hou hom gevange en besig met eintlik dinge van die wêreld en ander goeders, en hy vorder net nooit in die gees nie, hy groei nie in die gees nie. Dit is die gees van Farao. En dan die volgende ding wat hy doen is, hy verhard ons hart. Die gees van Farao verhard ons hart. Dit is soos wat die gees van Farao in hom gemanifesteer het, waar hy keer op keer sy hart verhard het. Hy het sy hart verhard om te luister na die Here, sê ek gaan dit en dit en dit aan Egipte doen, en dan het Farao elke keer sy hart verhard en sê nee, maar julle gaan nie trek nie, en dan kom die volgende plaag. Daardie verharding van hart kom van die gees van Farao af. Onthou, die gees van Farao wil ons gevange neem en terugbring na Egipte toe. En die pla het hy weerstaan wat die Here gestuur het, verlossingswerk wat die Here gestuur het, dat hy heeltyd geweerstaan, en hy het sy hart daarteen verhard. En selfs met daardie gees van verharding,
het die volk in die woestyn ingetrek. Daardie gees van Farao wat werksaam was in daardie tyd, daarmee het die volk Israel uit Egipte uitgetrek, hulle is die woestyn in. En ons lees dit, Hebreërs 3 vers 7. Hebreërs 3 vers 7 sê, daarom, soos die Gees spreek, vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie, soos in die verbittering in die dag van die versoeking in die woestyn nie, waar julle vaders my versoek, my beproef het en my werke 40 jaar lank gesien het. Daarom het ek vertoorn geword op daardie geslag en gesê, altyd dwaal hulle met die hart, maar hulle het my wee nie leer ken nie. Dit is daardie verharding wat ons gesien het in die gees van Farao, waarmee die volk uitgetrek het en waarmee hulle die woestyn in is. So kom ons som vinnig op die gees van Farao. Die gees van Farao keer dat mense hulle roeping bereik, deur hulle reeds in hulle kinderskoene te vermoor of gevange te neem en hulle identiteit te verdraai. Daarmee keer hy dan dat daar 'n generasie opstaan wat die Here dien en volg. Hy bied aan jou die wêreld en sy glorie en laat jou wegkyk en vergeet van jou ware roeping. Hy verhinder ook goeie voornemens. Hy keer dat jy begin met 'n projek ter ere van die Here, deur weerstand te bied, doemprofete te stuur en jou goeie voorneme te smoor nog voordat jy daarmee moet begin. En as jy daarmee begin, laat jy dit met moeite doen. Hy verhinder jou om te volhard om die Here te dien. Jy lewe 'n val en 'n opstaan lewe. Vir 'n tyd is jy so vol van die Here, maar kort voor lank dan verval jy maar weer terug in daai ou gewoontes en in die ou sondes, net soos die volk gedurig weer terug verlang het na Egipte toe. Hy lei jou aandag weg van jou roeping en voorneme en neem dit gevange in aardse en tydelike denke en lewenswyses. Dis die gees van Farao. Die gees van Farao wat sal keer dat jy opstaan en dat jy lewe in die roeping wat die Here vir 'n mens het. En 'n mens kan maar elke dag gaan en die gees van Farao oor jouself breek. Daardie val en opstaan lewe. Die opstaan lewe is waar jy vol van die Here is en jy juig en jubel en die Here is wonderlik en alles gaan net wonderlik en kort voor lank is die godheid nou maar weer 'n bietjie van 'n vaagtheid en die wêreldse dinge is nou maar weer meer aantreklik. Dit is soos wat die Israeliete uitgetrek het en dan het hulle die wonderwerke gesien en dan verlang hulle net daarna, verlang hulle weer terug na die vleispotte van Egipte en dan begin die murmurering maar weer van vooraf. Dit is die gees van Farao. Die gees van Farao wat 'n mens probeer verhinder om te floreer in jou roeping en jou verkiesing wat die Here vir jou het en daarin te volhard, net soos wat hy gedoen het in die dae van die Israeliete. Nou kom ons kyk nou na die gees van Egipte. Kom ons lees in Jesaja 19 vers 1. Jesaja 19 vers 1. God sprak oor Egipte. Kyk, die Here ry op 'n vinnige wolk en kom na Egipte toe, en die afgode van Egipte wankel voor sy aangesig, en die hart van Egipte smelt in sy binneste. En ek sal Egipte teen Egipte ophits, sodat hulle sal veg, elkeen teen sy broer, elkeen teen sy naaste, stad teen stad, koninkryk teen koninkryk, en die gees van Egipte, hier lees ons van hom, die gees van Egipte sal radeloos word in sy binneste, en sy planne sal ek verwaar. Dan raadpleeg hulle die afgode, en die dode besweerders, en die geeste van afgestorwenes, en die geeste wat waar sê, en ek sal Egipte oorgee in die hand van 'n harde meester, en 'n strenge koning sal oor hulle heers, spreek die Here, Here van die leerskare. En dan lees ons ook Jesaja 31 vers 1, Jesaja 31 vers 1, wee hulle wat na Egipte aftrek om hulp, en hulle verlaat op perde, en wat vertrou op strydwaans, omdat daar baie is, en op ruiters, omdat hulle baie talryk is, maar hulle sien nie op die Heilige van Israel, hulle soek nie die Here nie. Nou, Egipte was meer as een keer 'n toevlugsoord gewees. Toe Abraham gelewe het hy soontoe gegaan, toe sy veiding opgeraak het. Later het Jakob soontoe getrek, toe daar 'n droogte gewees het. Ons ken nou al daardie hele verhaal waar hulle in Egipte gekom het en daar was hulle geonderhou gewees. En Jesus self, toe Jesus gebore is, toe het Herodes weer daarin gepoog om al die kindertjies dood te maak en 'n engel het vir sy ouers gesê, vlug waarheen? Vlug Egipte toe. Egipte is 'n toevlugsoord. Nou, wanneer jy lank genoeg in Egipte bly, dan word daar dieselfde toevlugsoord word 'n slawehuis waaruit jy moeilik vrykom. En hierdie is in kort
die gees van Egipte. Nou dit wat die toevlug was, dit verander in 'n gevangenis. En dan word jy onderdruk om die Egiptenare se gode te dien en voor hulle te buig. Jesaja 19 vers 1 tot 4, wat ons gelees het, openbaar hierdie karakter van Egipte. Dit is 'n plek van afgodediens en onderdrukking. Dit is 'n plek waar jy die wêreld raadpleeg vir hulp en nie die Here nie. Maar die Here gaan hulle oorgee in die hand van 'n harde meester. Dit lees ons vers 4. Net soos wat hulle 'n harde hand gehad het oor die Israeliete, so gaan hulle verdruk word onder 'n harde hand. En totdat uiteindelik die gees van Egipte radeloos word, vers 3, en dan moet erken dat daar 'n God is en hom dien. En dan lees ons ook Jesaja 19 vers 24, baie interessante skrif. Jesaja 19 vers 24, in die dag sal Israel die derde wees naas Egipte en Assirië, 'n seën in die midde van die aarde, omdat die Here van die leerskare hom geseën het met die woorde, geseënd is my volk Egipte, en my maaksel Assirië, en my erfdeel Israel. Dan kan 'n mens vra, is dit moontlik dat die Here dan uiteindelik sê, Egipte is sy geseënde volk? En hierin lê daar hoop, dat dit vir die Here moontlik is om 'n mens uit die slawerny van Egipte, uit die wêreld te verlos. Selfs uit hulle kultuur en uit hulle manier van doen. Nou waarna neem mense hulle toevlug? Of waarmee hou 'n mens jou besig? Daar is baie dinge in ons lewe wat noodsaaklik is, soos werk en ander dinge wat weer deel vorm van ontspanning, na ure op naweke, of daar is stokperdjies wat mense beoefen. En ander dinge is 'n toevlug om weg te kom van nood, of om jou kop mee besig te hou in die geval van trauma of so iets. Dit kan wees goed soos sport of werk of 'n versameling, mens versamel iets, of dit kan 'n stokperdjie wees of iets waarmee jy jou besig hou, maar dan terwyl jy jou daarmee besig hou, word jy al hoe meer daarin vasgevang. Of jy is besig om 'n leer in 'n organisasie te klim, of jy word verryk daaruit, of uit dit waarmee jy is versamel jy al hoe meer rykdom of besittings of geld of so iets. Maar as jy dit nou jou toevlug maak, eerder as dat die Here jou toevlug is, dan word daar dieselfde goed, wat eintlik onskuldig is. Daar's niks fout daarmee nie. Daardie selfde goed word jou onderdrukker, en dan word jy 'n slaaf daarvan. En dit is wanneer daardie goed, wat eintlik niks meer verkeerd is nie, dan jou baas word. En jou lewe word, om daardie goed, word jou lewe geskik. Nou Egipte was vir Israel 'n toevlugsoord gewees, 'n tyd, dit was 'n reddingstyd gewees in die tyd van nood, selfs vir Abraham gewees, was dit 'n reddingstyd in nood, en daardie selfde plek het die gevangenis geword. Die gees van Egipte gaan nou maak dat daardie goed wat aanvanklik onskuldig was, wat aanvanklik jou redding was, gaan nou maak dat jy daaronder in slawerny vasgevang word. En saam met die gees van Farao dan, wat sal keer dat jy in jou roeping vorder, en die gees van Egipte, gaan jy jou hele roeping mis. Dit wat die Here vir 'n mens voor het, gaan heeltemal verlore gaan. Kom ons kyk gou na 'n kort voorbeeld. Ek wil dit illustreer met 'n voorbeeld, en hierdie is nou gemik op niemand nie. Hierdie is heeltemal 'n arbitrære, losstaande voorbeeld wat nou met niemand iets te doen het nie, maar ek dink ons sal verstaan wat dan gebeur. Byvoorbeeld, iemand gaan deur 'n tyd van depressie en word aanbeveel deur iemand om besig te bly. En dit is 'n normale, doodgewone aanbeveling. En die aanbeveling is, maar hoekom ry jy nie fiets nie? En die persoon dink, nee, wat is nie sleg nie. En hy gaan kryf om 'n fiets en hy ry fiets. Nou kom hy agter, maar is eintlik lekker om fiets te ry. As hy fiets ry, dan sien hy die natuur en vergeet van al hierdie goeters, en dit is 'n wonderlike middel om te help om uit hierdie depressie uit te kom, en die lewe is sommer weer lekker. Nou omdat hy fiets ry, nou ontmoet hy ook ander fietsryers en begin gesels, en hy maak vriende, en volgende nooi hulle hom uit na die klub toe. Daar is 'n fietsry klub en hulle nooi hom saam, maar wil jy nie saam kom klub toe nie? Die persoon het 'n groot talent vir fietsry, en nou gaan sluit hy aan by die klub. En hy is so deel van dit, raak so deel van hierdie hele fietsry, en mens kan sê die gogga het hom nou gebyt. En kort voor lank dan is hy sommer op die bestuur ook. Daar is nou
'n tyd vir 'n verkiesing en nou word hy gekies as 'n lid van die bestuur van die klub. En dan daarna, omdat hy nou deel van die bestuur is daar die klub, hulle neem ook deel aan kompetisies. En as dit nou by kompetisies kom, omdat hy nou deel van die bestuur is, gaan hy natuurlik nou ook reëlings tref in hierdie kompetisies en nou begin hierdie goed om besig hou. Want daar is baie reëlings wat gemaak moet word as daar 'n kompetisie is vir hierdie fietsryklub en hy gaan heel waarskynlik nog self daarin deelneem, so hy sal nou nog moet ry om fiks te word ook. Want om fiks te bly, want hy is nou ook nog deel van hierdie span wat nou ingeskryf word in die kompetisie. En dan is die enigste tyd wat natuurlik nou geskik is vir hierdie kompetisies om plaas te vind, is natuurlik op Sondag. Want op Sondag is daar nou nie soveel verkeer op die paaie nie en dan kan hulle nou ry en as hulle dan nou nie in 'n kompetisie ry op die pad nie, dan gaan hulle natuurlik nou op Sondag oefen. Hulle gaan nou ry om te oefen. Maar dit gaan nou op 'n Sondag gebeur en op 'n Sondag kan hy nou nie meer kerk toe gaan nie. Daar is nou nie meer tyd daarvan nie want hy sal nou moet oefen. Of hy's nou betrokke by hierdie klub. En dan is dit nou nie al nie, want nou op Saterdag, dan is daar die tyd wat die klub nou sosiaal verkeer, dan kom hulle nou by mekaar en hulle gaan nou vleis braai en hulle gaan nou sosiaal verkeer. Nou kyk, hierdie man is nou al redelik gevorder in die klub en hy gaan nou nie hierdie geleenthede, hy kan dit net nie mis nie. Dit is net nie moontlik, hy sal daar moet wees. Nou, sy vrou en sy kinders, die kinders is nou nog klein en sy vrou hou nie van fietsry nie, want dit is nie vir haar lekker nie. So sy bly nou by die huis en die kinders bly by die huis terwyl hy nou gaan fietsry of na die klub toe gaan of iets gaan reël of daar is nou dinge wat gedoen moet word en hy is al hoe minder betrokke by die huis en hy is al hoe meer by die fietsryklub. En sy aandag is nie meer by sy vrou nie, die aandag is nie meer by die kinders nie. Hulle sien hom baie min, want in die week werkbaar en hy werk van vroeg en hy werk tot laat en as hy by die huis kom, dan gaan hy nou nog net vinnig van klere verander, want hy moet daarom nog so 5 kilometer kan gaan ry, want hy moet fiks bly. Nou teen tyd dat hy terug is by die huis, dan is die kindertjies nou al op pad bed toe en daar is nou geen interaksie meer nie. En dan word daar nou baie geld spandeer, want die fiets wat hy aanvanklik eers gekoop het, was eintlik 'n goedkoop een, maar hy is net nie meer goed genoeg nie, so daai word nou verkoop, nou word daar meer geld spandeer aan 'n duurder een, en dan is daardie een se ratte is nou nie meer reg nie, hy het nou 'n nuwe stel ratte nodig, dit gaan nou daarin, en dan is dit fietsry klere, en dan het hy 'n nuwe helm nodig, dan kort die fiets 'n nuwe saal, en dit is net al hoe meer geld wat spandeer word, en daardie fiets wat hy nou het, is al ver oor R100,000, en eintlik is hy nog nie goed genoeg nie, hy kort nou nog die volgende een, en sy geld gaan alles in hierdie fietsry in, en dit gaan in die klub in, en die geld raak al hoe minder beskikbaar vir sy huishouding. Intussen is daar die wasmasjien het gebreek, maar hy kan nie 'n ander een koop nie, want hy het die geld nodig vir 'n nuwe helm wat hy nodig het, want dit is baie meer belangrik, en by sy huis begin dinge uitmekaar uitval. Nou sy vrou is baie bly, dat hy nie meer depressie het nie. Haar man het weer opgestaan, hy lewe en hy gaan aan. En sy is ook baie bly vir sy prestasies, sy ondersteun hom en sê baie geluk vir al sy prestasies. Maar nou is daar 'n probleem. Die gees van Egipte het van die onskuldige fietsry 'n afgod gemaak. En hy is gevang in daardie fietsry. En nou het hy 'n slaaf geword van daardie afgod. Dit is die gees van Egipte. Nou, dit wat aanvanklik goed was, dit wat onskuldig was, dit wat niks meer fout was nie, dit het 'n god geword. En dit het hom gevange geneem in slawerny. Nou kan 'n mens dink aan mense wat werk. Later leef jy nog net om te werk. Van vroeg tot laat, daar word nog net gewerk. Of 'n mens kry 'n stokperdjie wat jy beoefen, en later is al jou tyd en alles gaan nou nog net in hierdie stokperdjie in. Of dit gaan in 'n troeteldier in. Jy kry nou hierdie troeteldier, maar die troeteldier raak later so belangrik, jy nêrens meer kan gaan, jy kan nie meer kerk toe gaan, jy kan nie meer op vakansie gaan, jy kan nou nêrens meer gaan, jy kan ook nie gaan kuier nie, want die diertjie moet nou opgepas word, en hy kan ook nie saamgevat word nie. Daardie troeteldiertjie wat dood onskuldig is, wat niks meer fout is nie, absoluut niks nie, word 'n afgod. Dit is die gees van Egipte wat hierdie dinge doen. En dit is alles goed wat eintlik niks meer fout is nie. Daar is eintlik niks meer verkeerd nie. En dan word hierdie goed dan 'n toevlugsoord, en dit word jou
jou uitkomste uit probleme uit, jy vlug heeltyd na hierdie goed toe, in plaas van om na die Here toe te vlug. Psalm 31 vers 2 sê so mooi, Psalm 31 vers 2, by U, o Here, skuilik, laat my nooit beskaamd staan nie, bevry my deur U geregtigheid, neig U oor tot my, red my gou, wees vir my 'n rots om in te vlug. Hier is ons toevlugsoord, 'n baie vaste huis om my te verlos, want U is my rots en my bergvesting, om U naam ontwil sal U my lei en my bestuur. Die Here moet my lei en bestuur, nie hierdie goed wat onskuldig was en toe my afgod geword het nie. U sal my laat uitgaan uit die net wat hulle vir my gespan het, want U is my toevlug. 'n Net wat gespan is, goed wat onskuldig was en toe gevang is in daardie net. Dan sê hy, maar U is my toevlug. En dit is die psalm waarop ons lewe gebou moet wees, is die Here is my toevlug. Hierdie ander goed moet 'n bysaak wees. Nou in die rots van die Here is daar vryheid, maar in die rots van Egipte is daar onderdrukking en daar is slawerny. Ek gaan vir ons 'n opsomming gee van die gees van Egipte. Die gees van Egipte maak van jou 'n slaaf en 'n dienaar van dit wat jou redding en toevlug moes gewees het. Hy plaas jou in afgodediens onder dit wat jou hulp en uitkomste was. Hierdie is nie afgode van sonde soos drank en dobbel ensovoorts nie, maar afgode van onskuldige dinge as ook tradisies. Byvoorbeeld, jy raak 'n slaaf van sport as 'n afgod, maar aanvanklik was dit net oefening geweest. Jy raak 'n slaaf van 'n stokperdjie as afgod, maar dit was net 'n tydverdryf geweest. Jy raak 'n slaaf van sosiale media as afgod, maar dit was slegs kommunikasie geweest. Jy raak 'n slaaf van 'n troeteldier, jy kan nêrens gaan nie eers kerk toe nie, want die troeteldier mag nie alleen gelos word nie, en tog is daar niks fout met 'n troeteldier nie. Hierdie gees maak van jou 'n slaaf van tradisies, en jy maak daardie tradisies dan 'n afgod. Jy sien ook nie kans om daarvan ontslae te raak, selfs al gebruik die Here ook mense om jou op daardie afgod tradisies te wys. So hou hierdie gees jou gevange en weerhou jou van tyd en diens wat jy aan die Here moes spandeer, besig om jou roeping en jou doel op aarde uit te leef. Dit is die gees van Egipte. Nou, soos ons deur hierdie onreine en bose geeste werk, soos wat hulle aan die lig kom, is dit nodig dat elkeen van ons eie lewe gaan ondersoek. Ons moet gaan kyk, waar staan ons? Is daar dalk iets van hierdie geeste in ons lewe werksaam? En dan moet ons tyd gebruik om van die goed ontslae te raak, sodat ons 'n vol lewe in die Here kan lewe. Want dit is nie wat die Here vir ons voorhet nie. Hy wil nie ons moet slawe wees van enige iets nie. Ons moet vir hom in vryheid moet ons vir hom dien. Want hierdie reekse is nie net omdat dit interessant is nie. Ons moet daardeur kennis opdoen, en deur die kennis word die werking van die onderwêreld word geopenbaar, en wanneer dit geopenbaar word, dan kan ons vrykom. Want sodra die ding geopenbaar is, dan kan ons hom by die naam noem, en ons kan hom aanspreek, en ons kan van hom ontslae raak. Want dit is 'n vereiste om die hemel in te gaan. Efesiërs 5 vers 27 sê dit so mooi, sodat hy die gemeente voor hom kon stel verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks. Wat is al hierdie iets dergeliks? Al hierdie ander goeters, maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees. Al hierdie iets dergeliks, dis al hierdie ander goeters wat ons so weerhou, wat so vashou, wat keer dat jy by jou roeping uitkom. Daardie gees van Farao wat jou reeds in jou kinderskoene al geonderdruk het en gevange geneem het, sodat jy nie by jou roeping kan uitkom nie, wat die generasies keer om nie te floreer, en dat wat keer dat die volgende generasie in die Here kan lewe. Dis die gees van Farao, en die gees van Egipte wat hy onskuldige goed vat en jou gevange neem daarin. Dit wat eintlik goed is, dit wat niks meer fout is nie, maar vat hy en dan maak hy jou 'n gevangene van daardie dinge. Dit is die gees van Egipte. Dan moet ons na ons eie lewe gaan kyk. Is daar sulke goed in my lewe, wat al my tyd, my aandag, my energie, my geld, alles wat ek het, gaan daarin, en dit wat eintlik belangrik is, word eenkant geskuif. Dit is nie meer belangrik nie. Om tyd aan die Here te spandeer, om aan sy woord te lees, om tyd met ons familie te spandeer, om in te plant in mense kinders se lewe, om tyd met jou vrou te spandeer, om dinge in die gesin te doen, al daardie goed, gaan dit verlore, omdat 'n mens heeltyd besig is met iets anders.
met iets anders wat konsys soveel belangriker is. Ons moet gaan kyk of die gees van Egipte nie werksaam is iewers nie, of die gees van Farao. Het ek werklik al by my roeping uitgekom? Lewe ek in die roeping wat die Here vir my het? Of is ek in 'n verdraaide identiteit en ek dink ek moet eerder hierdie werk doen? Ons moet gaan kyk en vra dat die Here vir ons hierdie goed oopmaak en in ons harte spreek, want die Heilige Gees sal dit aan ons openbaar as ons van hierdie goed dalk met ontslaa raak. Nou volgende keer, dan gaan ons aan en dan is ons nog nie by die volke van Kanaan nie. Daar's nog een tussenin voordat ons by hulle individueel uitkom en ons gaan eers kyk wat is afgodediens. Daar's 'n skrif wat terwyl ek met die goed besig was, het ek 'n skrif raak gelees wat my aandag getrek het en 'n skrif waaroor ek al baie gelees het en skielik het dit my aandag getrek en ek het gaan stil staan en gesê, Here, wat beteken al hierdie dinge? En afgodediens is glad nie so eenvoudig soos wat dit lyk nie. Afgodediens het baie meer om die lyf en as ek aan 'n afgod dink, dan dink 'n mens altyd aan soos hierdie mense in die ooste wat daar by 'n Boeddha beeld kom, daar sit nou 'n beeld en dan kom jy voor hom aan en dan doen jy nou iets voor die beeld en dan loop jy weer weg. En dit is net een gedeeltetjie van wat afgodediens werklik is. So ons gaan eers daarna kyk, sodat ons verstaan, wat is afgodediens werklik? Waaruit bestaan dit? Dan gaan ons by die eerste volk van die Kanaaniete gaan ons dan uitkom. Amen.